Goeiedag almal, dit is Theo. Ons het gister gesels oor die wonderlike onbeskryfde liefde wat God vir elkeen van ons het. Daardie agape liefde wat die karaktertrekke van ontzag, eerbied, emosie, betekenis, waardering, aanvaarding en bewondering uitbeeld. Daardie diepgaande agape liefde vir ons wat geen perke of grense ken nie. Dis die liefde wat God vir jou het. Ons het ook gesien dat Jesus daarop aanspraak maak dat ons daardie selfde liefde, agape, aan ons medemens, ons naaste moet openbaar. Ons lees in Matteus 22 vers 35 tot 40 en een van hulle is wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet jou Here, jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê, agapao, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie, sê Jesus, hang die hele wet en die hele profete. Belangrik, ons moet ons naaste lief hê. Ons kan hierdie opdrag van Jesus nooit minag nie. Ons kan nie daarvan weghardloop of dit probeer verdraai nie. Daarom moet ons eerstens kyk van wie praat Jesus as hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wie is jou naaste? Die woord naaste in Grieks is plesion, wat in sy wortelvorm neerkom op almal met wie jy elke dag te doen kry. Die wat op een of ander wyse jou pad kruis, wat naby jou kom. Die Griekse woord plesion dui eerstens op jou familie en jou vriendekring, maar baie belangrik, dit dui op almal met wie jy elke dag te doen kry, die wat op een of ander wyse jou pad kruis, by jou koffiewinkel, by die petrolstasie, by die mall, waar ook al. Weereens, wat is Jesus se opdrag ten opsigte van plesion, jou naaste, agape, jy moet hulle lief hê soos jouself. Nou, die belangrike vraag, wat is die karaktertrekke wat ek in my agape liefde moet toon teenoor my naaste, almal met wie ek op 'n spesifieke oomblik te doen kry? Die Here beantwoord hierdie vraag duidelik, sonder twyfel aan ons in 1 Korintiërs hoofstuk 13. Kom ons val sommer dadelik weg met dit wat ons openbaar teenoor ons plesion, die met wie ons op 'n spesifieke oomblik te doen kry. 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is lankmoedig. Die Griekse woord vir lankmoedig is makrothomeo, wat 'n lang kers simboliseer wat geduldig brand en nie sommer doodgaan nie. Makrothomeo dui dus op iemand wat nie kort van draad is nie, iemand wat nie woede-uitbarstings kry nie, iemand wat nie impulsief optree of maklik dinge sê nie. Gebrek aan lankmoedigheid, makrothomeo, bring meer dat jy maklik gefrustreerd en kwaad raak, en dit gee aanleiding tot woede en impulsiewe optrede en besluite. Hoor wat sê die woord van iemand wat nie lankmoedig is nie. Spreuke 14 vers 29. Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebonde behaal sotheid. Spreuke 15 vers 18. 'n driftige man verwek twis, maar die lankmoedige laat die geskil bedaar. Kyk so bietjie in hierdie spieël, die spieël van lankmoedigheid, die spieël van makrothomeo. Wees eerlik met jouself. Wat sien jy? Kom ons kyk na die volgende opdrag van Jesus ten opsigte van jy moet jou naaste plesion lief hê. 1 Korintiërs 13 vers 14. Die liefde is vriendelik. Nou die Griekse woord vir vriendelik is Christoomai. Die woord Christoomai dui op iemand wat fokus en ook voldoen aan die behoeftes van ander. Dit is daardie agape liefde wat julle agteroor buig om ander by te staan of te help. Christoomai buit 'n bereidwilligheid uit om te dien en om te verander, om in die behoeftes van ander te voorsien. En dit is presies die teenoorgestelde van selfsug en selfgesentreerdheid. Christoomai is ontleen van die Griekse woord Christos, wat dieselfde woord wat Jesus gebruik in Matteus 11 vers 29 tot 30. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk, Christos, aangenaam maklik, en my las is lig.
In die lig hiervan, lees weer die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat begin met hierdie woord, Lukas 10 vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê Jesus vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En vanaf vers 30 tot 37 verklaar Jesus aan ons wat die woord Christoomai, vriendelikheid, beteken. Kyk so 'n bietjie na hierdie spieël, die spieël van vriendelikheid, die spieël van Christoomai. Wees eerlik met jouself. Wat sien jy? Kom ons praat 'n bietjie verder van hierdie karaktertrekke wat God teenoor ons het, wat ons ook teenoor ander moet openbaar. En vandag, wees lankmoedig en vriendelik teenoor almal met wie jy te doen kry, waar ook al.